Goeiemôre luisteraars, baie welkom by hierdie week se program. Ek wil hierdie week 'n bietjie praat oor die prys van die kruis. Die Here het my toegelaat om hierdie afgelope tyd so 'n bietjie 'n ander perspektief te kry van wat Christus vir ons aan die kruis gedoen het. Stel jou voor, jy is 'n enigste kind en jy en jou ouers het die perfekte lewe saam. Maar dan op 'n dag, dan sê jou pa vir jou dat hy 'n klomp ander kinders wil aanneem. En vir hom om hierdie kinders aan te neem, moet jy uit jou ouerhuis uitgaan. En terwille van die wat hy wil aanneem, gaan jy 'n leeftyd van hartseer en suffering deurgaan. Jy gaan 'n leefstyl moet aanneem waar jy van dag tot dag blootgestel sal wees aan die elemente. Dit gaan 'n ongemaklike lewe wees, waar jy van dorp tot dorp gaan moet loop en vir ander mense gaan moet oortuig om vir jou pa lief te wees, want hy wil hulle aanneem. Saam met hierdie ongemaklike lewe gaan jy geweldig baie hartseer ervaar. Die mense vir wie jy dit alles doen, gaan jou verwerp. En hulle gaan jou so haat, tot op so groot mate dat hulle jou gaan doodmaak. En wanneer dit gebeur, dan moet jy hulle van al hulle sondes, siektes en depressie op jou neem. En dan gaan hy jou ook verwerp. En dan sê jou pa vir jou dat hy baie graag hierdie kinders wil aanneem, maar hy kan dit nie doen as jy hierdie paadjie loop. Jy moet geoffer word, sodat hy hulle kan aanneem. Maar verder sê hy vir jou dat jy 'n keuse het. Jy hoef dit nie te doen nie. Jy kan kies om te bly waar jy is. Jy kan kies om hulle te gaan red. Wonder wat my en jou keuse sou wees. Die fondasie van ons geloof is dat Christus gesterf het, sodat ons gered kan word. Ons word groot met dit. Selfs al sou iemand dit later jare eers aanneem, dit is en bly die blye boodskap, die evangelie van Jesus Christus. Ek kom egter agter dat ons so gewoond raak aan hierdie boodskap dat dit vir ons vanselfsprekend raak. Vermoed dat iewers in ons agterkop dink ons dalk dat dit vir Jesus makliker was om hierdie dinge te kon doen omdat hy seun van God was. Dat ons hom kan aanneem en net kan aanspraak maak op ons redding. Ons kan aanspraak maak op die geestelike autoriteit wat hy vir ons gegee het. Ons kan aanspraak maak op die Heilige Gees. Asof ons dit verdien. Ja, Christus het aan die kruis gesterf sodat hy ons kan red. En ja, wanneer ons hom aanneem, word ons identiteit as kind van God herstel. En ja, Jesus gee vir ons die geestelike gawes en autoriteit en hy gee vir ons sy Heilige Gees. Maar vir geen oomblik verdien ons dit nie. Maak nie saak hoe goed enige van ons kan probeer om te lewe nie. En die aanspraak wat ons daartoe het, is alleenlik deur die bloed van Jesus Christus. Ons het geen aanspraak van enige aard as dit nie in geloof is in Jesus nie. Deur te erken en te besef die grootheid van die keuse wat hy gemaak het om te sterf vir ons sonde. Deur te sien dat dit vir hom makliker was omdat hy seun van God is alleen. Jesus was wel seun van God, maar hy was ten volle mens. En as ons dink aan die opvordering van Jesus waar hy besig was om sy disippels te seën, kom jy besef dat God Jesus kon aarde stuur op dieselfde manier. Maar Jesus het nie aarde toe gekom deur bloot net op 'n dag te kom verskyn nie. Hy is gebore deur 'n maagd wat swanger geraak het deur die Heilige Gees, as teken dat hy ten volle mens was. Galasiërs 4 vers 4 sê, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun gestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. So het Jesus soos enige kind ook groot geword en gegroei. Ons sien in Lukas 2 vers 40, en die kindjie het gegroei en sterk geword in die gees, en vol van wysheid, en die genade van God was op hom. Jesus het soos enige ander een van ons gebore gewees
en groot geword. Dit was so gewoon dat sy eie mense hom nie kon herken as die seun van God nie. Kan ons werklik begin om die prys van die kruis te verstaan? En hoe durf ons onsself Christene noem as ons elke dag opnuut stilstaan en erkenning gee aan die prys van die kruis en te probeer om te verstaan wat Jesus werklik deurgegaan het nie. Nie net vir die redding van ons siele nie, maar ook vir ons saligheid, sodat ons tot in ewigheid in sy heilige vrede kan staan. Die eerste prys wat hy betaal het was lewenslange gehoorsaamheid aan die wet, sodat hy die mensdom kon verteenwoordig aan die kruis. Adam en Eva het deur ongehoorsaamheid, sonde, skuld, veroordeling gebring oor die mensdom. Daarom moes Jesus lewenslang gehoorsaam wees aan sy Vader en aan die wet, terwille van ons heil, redding en verlossing. Ek lees vir ons Hebreërs 5, vers 8 tot 9. Hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. En nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword. Jesus moes as kind leer om gehoorsaam te wees aan sy ouers. En soos wat hy aan sy ouers gehoorsaam was, so was hy in sy bediening ook gehoorsaam aan sy hemelse Vader. Deur hierdie gehoorsaamheid het hy die vloek van ongehoorsaamheid gebreek. Maar hy het ook vir ons kon leer om te submit aan die autoriteite wat bo ons aangestel is. En wanneer ons leer om gehoorsaam te wees en te submit aan hierdie autoriteit, dan kan ons leer om God te gehoorsaam. Dit is belangrik dat ons leer om nederig te wees en te submit, sodat ons ook vir Christus gehoorsaam sal wees. Want dan word hy vir ons die bewerker van ewige saligheid. Wanneer ons leer om in gehoorsaamheid te submit, ook onder die onregverdige heerser en leiers in ons lewe, kan ons gehoorsaam wees aan Christus Jesus. En deur gehoorsaam te wees aan hom onderwerp ons emosies en seer en laste, wat veroorsaak word deur hierdie onregverdigheid van hierdie lewe aan hom. En dan gee hy vir ons die saligheid en die vrede waarna ons smag. Die tweede prys van die kruis is die lyding wat hy moes deurgaan, sodat hy die straf van die sonde op hom kon neem as ons verteenwoordiger. Die klimaks van Christus se lyding sien ons dan aan die kruis. Maar die pyn en die lyding het reeds van sy geboorte af begin. Ons kan weer eens terugverwys na Hebreërs 5 vers 8. Hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Sy lewe was nie hierdie perfekte en reguit gemaklike paadjie nie. Hy het homself daagliks moes offer deur die versoekinge te weerstaan. Hy was intens verwerp en veroordeel deur Joodse leiers. Jesaja 53 vers 3 tot 5 sê, hy was verag en deur die mense verlaat. 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en het ons hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurbrood. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons voel die intensiteit van hoe die vyand soms alles ingooi om ons lewens te verwoes en ons uithaal uit die geveg uit. Hoeveel te meer was die vyand nie uit daarop om Jesus uit te haal nie. Van die oomblik van sy geboorte af toe Herodes opdrag gee dat al die babas 2 jaar en jonger doodgemaak moet word.
En toe die vyand hom nie kon doodmaak nie, was die volgende poging om hom te versoek, toe hy vir Jesus 40 dae lank in die woestyn versoek het. Was dit nodig vir Jesus om een swak oomblik te gehad het, en sy lewe en sy stryd hier op die aarde sou geen betekenis kon hê nie. Hy moes die vlekkelose lam wees. Daar was die enige spasie vir hom om verkeerde besluite te kon neem nie. Daarom het hy ons kom leer hoe om diep afhanklik te wees van God, sodat hy ons kan sterk maak in oomblikke van swakheid. Ons moet heiligmaking nastreef, maar in onsself sal ons dit nooit kan regkry nie. En dit is ook in die Vader se wil, dat ons dit self moet doen nie. Ons moet Jesus se voorbeeld volg, en daardie oomblikke wat ons swak is, net nader en nader na God te groei, sodat hy ons kan help om hierdie versoekinge te weerstaan. Hebreërs 5 vers 7 sê, hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met 'n sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red en ook verhoor, is uit die angs. Jesus was die volle mens en het geweet wat dit is om te vrees. Hy het geweet wat dit is om God te bid en in angs en trane te smeek vir 'n saak. Ons lees in Markus 14 vers 36 Jesus se gebed. En hy sê, Abba Vader, alle dinge is vir U moontlik. Neem hierdie beker van my weg. Nogtans nie my wil nie, maar U wil. Is ons bereid om soos Jesus ook wanneer ons kruis, die daaglikse laste waarmee ons lewe, so swaar raak, en ons in snikgebede voor Vader ons hart uitstort. Is ons bereid om te sê, Vader, as dit U wil is dat ek moet aanhou dra in hierdie laste, laat U wil geskied. Of knak ons geloof elke keer as God nie dadelik inspring om ons te red van die kruis nie. Ek wil afsluit met die vraag, hoekom was Jesus gestuur na hierdie aarde toe? Hy was gestuur sodat hy die dood van die sonde kon oorwin, sodat ons kan leef. Hy was ook gestuur sodat hy die seer van verwerping op hom kon neem, so ook dat hy kan vertroos wanneer ons geliefdes aan die dood afstaan, want hy weet wat dit is om te treur. Hy het gekom sodat ons genesing kan kry, van al ons krankhede en siektes. So ook het hy vir ons die kettinge kom breek van verslawings, ons worstelstryd met sonde. Hoekom is ons hier? Ons is hier omdat God ons geroep het om hier te wees. Ons is uitverkies, en ons is gesalf om die werk te kan verrig, om die blye evangelie van Jesus Christus oor die ganse mensdom te versprei, om te getuig van wat hy vir ons gedoen het. Ieder en elk van ons het 'n roeping. Elke wedergebore kind van God het 'n roeping. Nie almal het voor in die kerk gestaan en te preek nie. Sommige se roeping is bloot net om te getuig. En daardie getuienis sal genoeg wees om honderde tot bekering te bring. Hoe durf ons hierdie roeping oor ons lewe vanselfsprekend vat, deur nie erkenning te gee aan die voorreg wat dit is om hierdie roeping uit te voer nie. Is dit maklik? Nee, dit is nie. Was Jesus se lewe maklik? Nee, dit was nie. As ons deel het in hom deur die genesing en die vrymaking, dan het ons deel aan sy suffering en aan sy dood. Maar dan het ons ook deel aan sy opstanding en kan ons saam met hom gaan sit aan die regterhand van God eendag. Daar is 'n verskil tussen suffering en nie vrede hê nie. Jesus het wel gelei, maar hy het vrede gehad. Ons gaan wel ook deur suffering, deur lyding. Maar in Jesus Christus kan ons ook vrede hê. Toe Jesus gesterf het aan die kruis,
het hy ook gesterf vir ons suffering. Jesus weet wat dit is om verwerp te word, op daai kritiese oomblik wat jy iemand nie nodigste het. Toe hy aan die kruis uitroep, my God, waarom het U my verlaat? In gehoorsaamheid het hy daardie kritiese, seer oomblikke nie toegelaat dat emosies hom oorweldig nie. En daarom kan ons emosies weerstaan en oorkom, en kan ons vrede hê in hom. Wanneer ons gaan aansit by die tafel en sy liggaam en sy bloed neem, kan ons onthou wat hy vir ons aan die kruis gedoen het. So kan ons dan sy bloed neem ter vergifnis van ons sonde, sodat ons kan vrykom van al ons laste, van alles wat ons vrede steel. Ons kan sy bloed neem en ons kan dit wat hy vir ons gedoen het aan die kruis in ons inneem, sodat hy vir ons die heilige vrede kan gee. So kan ons sy liggaam neem, die brood neem, en daar kan genesing in ons liggame plaasvind. Daar kan versoening plaasvind. Liggaam, siel en gees kom in lyn met die woord van God. Hemelse Vader, ek dank U dat U ons so lief gehad het, dat U Jesus gestuur het om deur daardie pyn en lyding van die lewe te gaan, om ons te kom leer. Dank U Jesus dat U gekies het om ons te kom red. Al is ons ook soms deel van die groep wat onder die kruis staan en skreek reisig om. Dank U Here dat U verby ons ongeregtighede kyk. U kyk verby en deur al die sonde en die bitterheid en die seer. En U roep tot binne in ons harte. Dank U Here dat toe die storms van die lewe ons te hard rondgegooi het en ons so ver weggedwaal het van U, het U liefdevol aanhou roep, totdat ons die stem kon hoor. En nou Here, kan ons voor die kruis kom staan en ons harte oopbreek, sodat al die seer, die angs en die bitterheid kan uitloop. Ons kan die perfekte offer bring tot eer van dit wat U gedoen het vir ons aan die kruis. Dank U Here dat ons nou voor die kruis kan staan en toelaat dat die Heilige Gees ons omvou met die liefde. Dat ons kan hoor hoe U stem vir ons sê, ons is nie meer weeskinders nie. Ons is nie meer oorgelaat aan ons eie genade nie. Want Here, deur Jesus is ons nou kinders van God en kan ons gaan aansit by die tafel wat U vir ons voorberei het voor die aangesig van ons vyande. Here, kan ons te midde van die storms die goedheid en guns beleef. En kan ons die heilige vrede van U liefde deur ons volspoel. In die naam van Jesus Christus. Amen.